Goed, geliefdes, die krag lyk my nou nie net by die kerkgebou af nie. Dit is of beurtkrag of een of ander kragprobleem. Ons sal nou kyk of ons dalk 'n kragbank in die hande kan kry dat ons kan sing. Goed. Chris, as ek so praat, hoor julle my? Goed. Die afkondigings namens die kerkraad. Liefdes, ons het dan vanoggend die spesiale kollekte vir die Emeritaatversorgingstrust, beide die geld in die sakkie en in die kassie, gaan vir die Emeritaatversorgingstrust. As u dalk vergeet het om voorsiening te maak vir die spesiale kollekte, is u welkom om in die week ook 'n inbetaling in die kerkkas te maak. Gee dan net asseblief die verwysing EVT of Emeritaats Trust, of laat net ten minste weet aan u wijksouderling dat u 'n inbetaling gemaak het. Geliefdes, ons erediens dan vanmôre en as die Here wil 5:00 vanmiddag. Die katekisasie na die diens staan oor. Ons het nagmaal en ook nagmaal ete waartoe u uitgenooi is. Môre middag se katekisasie gaan voort. En dan die Bybelstudie wat vir Woensdag geskeduleer is, staan ongelukkig oor. Daar het nou in ons familie maar 'n ding opgeduik en ek moet gaan bystand gee. So ek is die groot deel van hierdie week nie hier nie. Geliefdes, ons meelewing. U weet van broeder Steven se knievervanging. Dit het gebeur, goed afgeloop, maar hy het maar baie pyn. Hy is nog steeds in Pretoria. Broeder Karel van Staden het 'n gesondheidsterugslag beleef met 'n hoë infeksietelling. Hulle gaan DV môre ook Pretoria toe vir toetse. Dan Suster Annetjie de Klerk is weer tuis. Ons is baie dankbaar daaroor en sy is ook 'n 11de agterkleinkind ryker. En dan Dieneke Denique, Viljoen, het ook 'n operasie ondergaan in Pretoria die week. En Suster Lenay Kreer, daarom is die Erns Kreers ook nie vanmôre hier nie. Sy is moes ook deur Pretoria toe vir, ons noem dit maar 'n noodoperasie. En ons bid hulle ook beterskap toe. Geliefdes, verjaarsdag hierdie week, broeder Richard Hudson, Suster Anne-Marie Myntjies en Lentay Lessing. Goed, baie geluk met die verjaarsdag. Ons bid u 'n geseënde dag en ook 'n geseënde jaar toe. Goed, geliefdes, broeder Steven Vermaak ontvang ook losmaking as ouderling onder die diens vanmôre. En as die Here wil, het ons volgende week ook dan 'n verkiesing van ouderlinge en diakens, of vir 'n ouderling en diaken. Name as ouderling broeder Freek
Botha en Flip Botha, en as die haken broeder Andries Botha en Fanie Engelbrecht. Goed, geliefdes, dit is ons afkondigings. Ons gaan vooraf sing, Psalm 25. Ons sing vers 9. Slaan op my ellende u oë, hoor my Here uit medelei, neem my sondes uit meedoe, almal weg, vergeef dit my. Here, aanskou die leermag, wat om my vermenigvuldig, want hulle lê op my en wag, vol van haat en ongeduldig. Geliefdes, dan gaan ons die Here aanroep en hy gaan ons begroet en dan gaan ons uit Psalm 95 vers 1 tot 3 sing. Maar ek sal dit weer aan u voorhou. Goed, kom ons staan en dan sing ons vers 9. Slaan op my ellende oë, hoor my Heer uit medelei, neem my sondes uit meedoe, almal weg, vergeef dit my. Heer, aanskou die leermag, wat om my vermenigvuldig, want al lê op my en wag, vol van haat en ongeduldig. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader, Jesus Christus onse Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan vers 1 tot 3 sing. Kom, laat ons jubel voor die Here. Laat ons hom toesing, lof en eer, die rots van heil wat ons oordek het. Laat ons met lof en eerbiedsgroet sy vriendelike aangesig ontmoet, wat nuwe vreugde in ons gewek het. Kom, laat ons jubel voor die Heer, laat ons hom toesing, lof en eer, die rots van heil wat ons oordek het. Laat ons met lof en eerbiedsgroet sy vriendelik aangesig ontmoet, wat nuwe vreugde in ons gewek het, bo al die goed en goede pracht, troon God as koning, sy gesag is groot en ken geen grens of lyne. Die aardse diepste binnekant is in die holte van sy hand. Die hoë berg daarbo is syne,
Die woeste see het hy gemaak, die rotse wat ons kus bewaak, en wyd geleë wêreldlande. Kom, laat ons voor sy voet aanbid, sy grootste skepingsdaad is dit, en ons die maaksel van sy hande. Geliefdes, kom ons bely saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, aan die gemeenskap van die heiliges. Ons glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons sal kyk wat ons na die wet sing. As ons die orgel aan die gang kry, kan ons Psalm 143 sing, maar ek dink ons gaan 'n bietjie stoei sonder die orgel. So Psalm 143, geliefdes, vers 1 en 2, na die lees van die wet. Goed, ons moet nou maar op die selfone of sal op psalmboeke is, kyk. Geliefdes, ons gaan nou luister na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.
Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Kan maar aansit. OK. Goed, ek sal nou. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie en jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is, ons buig onsself neer voor U. Ons stel onsself in alles van U afhanklik. O Here, ons hou onsself nie al te regverdig nie. Ons besef, ons het dieselfde redding nodig as die heiden daar buite. Ons is nie beter nie. Dieselfde offer van ons Here Jesus Christus, volle offer, het ons en elke ander sondaar nodig. Ons is nie beter nie, o Here. Ons kan en ons mag nie neerkyk op ander nie. Selfs ons medebroeders en susters se struikeling, se swakhede, hanteer ons nie met veroordeling nie. Ja, ons beoordeel, o Here. Ons nader tot mekaar om mekaar terug te win. Ons dank die Here dat ons mekaar nie hoef te oorwin nie. Die genade is so groot
U liefde is so ondeurgrondelik. En dit roep ons elkeen ook op om te vergewe soos wat ons vergewe is. Om geduldig te wees soos wat U met ons geduldig is, om nie kwaad met kwaad te vergeld nie, want dit kom ons nie toe nie. Ons vra daarom, Here, dat U die ontsteltenis en selfs die woede wat in ons mag opkom sal wegneem, dit sal laat bedaar. Here, daar waar ons mekaar ontstel, daar waar ons teen mekaar sondig, laat ons tog nie die splinter in ons, die balk in ons eie oog miskyk om die splinter in 'n ander te sien. Haal dit uit, o Here. Albeide uit, dat ons mekaar in liefde sal betrag. Die liefde wat ons sê ons in ons Here Jesus Christus gekry het. Ons dank U, Here, dat ons na hierdie waarhede, na U toe kan vlug, die rots, ons skuilplek in gevaar. Ons dank U, Here, vir die groot voorreg en seën om vanmôre die evangelie te kan sien en vat en proe en inneem. Ja, ons hoor Sondag na Sondag, hoor ons U woord, ons hoor die evangelie van ons Here Jesus Christus, ons hoor die evangelie dat ons 'n Vader het, Seun en Gees. Vanmôre kan ons deur 'n ware geloof ook Christus ontvang. Hier waar ons deur die geloof eet en drink. Ag Here, wat 'n seën, wat 'n voorreg, wat 'n heerlike geloofsverfrissing. En ons bid daarvoor, Here. Verfris weer vanmôre ons geloof. Versterk ons deur die gebruik van die sakrament. Neem weg die duisternis in ons harte. Werk die lig. Werk die liefde en die geduld. Neem weg die teleurstelling en die hartseer. Vader, ons dra U gemeente hier aan U op. Here, U ken ons elkeen se krisisse en benoudhede. U ken ons klein geloof. U ken ons onverskilligheid. U weet hoeveel vrymoedigheid het ons verloor. U is met al ons swakhede goed bekend. En ons vra, Here, daarom vir bekering en geloof, vir 'n terugkeer na U, daar waar ons U woord hoor, vir vertroue op U, daar waar ons die evangelie daarvan hoor. Open ons harte, versag wat hard is, besny wat onbesnede is. Breek deur, o Here. O Vader, ons dra hulle aan U op wat die gevolge van die sonde aan hulle liggame beleef, oud en jonk, veral hulle wat in die hospitaal is, wat operasies moes ontvang. Ja, Here, die gevolge van die
Sonde bring al hierdie krisisse in ons lewe in. Maar ons dankie dat U ook daar is met die uitkoms, met die gawes van dokter en versorging, kennis van U skepping. U is so goed, U doen so goed. Ons bid, Here, bewaar ons van die aanslag van die bose. Dis 'n werklikheid, dis 'n waarheid, dit is 'n realiteit in ons lewe. Satan se aanslag is op die kerk, op ons, hulle wat sê, Christus is koning, hy is Here. Hy wil ons aankla, hy wil ons gewetens verskroei, hy wil ons laat struikel en oortuig dat daar by die Here nie genoeg liefde vir ons is nie. Hy wil hê ons moet mekaar veroordeel. Hy wil hê ons moet mekaar aan die keel gryp. Hy wil nie hê ons moet mekaar sien soos wat U ons sien nie. Hy wil nie hê ons moet mekaar sien as kinders van die Here, gewas in die bloed van Christus, vergewe van al ons sondes nie. Bewaar ons, o Vader, van daardie aanslag. Bewaar ons huwelike, ons gesinne. Bewaar, o Here, ons in en ons uitgang. Bewaar ons siele. Seën ons dan nou met U woord, die bediening daarvan, verander ons harte, o Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, uit Psalm 71 gaan ons vers 8 en 9 sing. My God, wees tog nie ver van my nie, kom haastig na my aan, dat hy beskaamd kan staan. Kom ons sing vers 8 en 9. Geliefde gemeente, ons is by die hoogtepunt van die erediens in hierdie ontmoeting met die lewende God. Ons gaan luister na die woord van die Here uit Filippense hoofstuk 3. Filippense hoofstuk 3 vers 1 tot 11 met vers 9 as die teksvers
En dan ook Sondag 23 en uit Sondag 23 uit vraag en antwoord 60 die frase, spesifieke frase aan die einde. Ek sal dit later aan ons voorhou. So ons by Filippense 3 Sondag 23 en ons luister na verse 1 tot 11. Geliefde gemeente, hoor die woord van die Here. Verder, my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding. Want ons is die besnydenis, ons wat in die Gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8ste dag uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, die Hebreër, uit die Hebreërs, wat die wet betref 'n Fariseer, wat ywer betref 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref onberispelik, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Tot sover die waarheid van God se woord, mag hy dit aan ons harte seën. Geliefdes, ons kan maar die hele Sondag, die hele vraag en antwoord 60 van Sondag 23 lees, en dan sal ek verwys na die spesifieke sin daaruit. Hoe is jy regverdig voor God? Met ander woorde, hoe kan jy in die regte verhouding met God staan? Hoe kan jy voor God staan sonder jou sonde en sonde skuld? Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus. So dat al kla my gewete my aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig en nie een daarvan gehou het nie. Met ander woorde, dat jy in jou gewete erken dit is so, en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is. God, met ander woorde, ten spyte daarvan, God nogtans aan my sonder enige verdienste van my kant, uit louter genade, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk, dit aan my gee. Dit reken hy my toe, asof ek nooit sonde gehad of geken het nie. Asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel, met ander woorde is dit myne, vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. Geliefdes, die sin wat ons uitlig vanmôre is die voorlaaste sin, dit reken hy my toe, asof ek nooit, met ander woorde, dit is die geregtigheid van Christus, die betaling van Christus,
dit reken hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het. Liefdes, vers 9 uit Efesiërs 3. En in hom, dit is Christus gevind te word, nie met my geregtigheid, nie met ander woorde my pogings tot gehoorsaamheid nie, wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. So geliefde gemeente, vanoggend die vraag, sien God my regtig sonder sonde? As ons eerlik is met onsself en ons het 'n eerlike gewete en ons ken ons sonde en ellende, dan is hierdie toerekening van Christus, sonder dat ek iets gedoen het om dit te kry, om dit te verdien, is ongelooflik. Is dit regtig so dat God my sonder sonde sien? Geliefdes, ons bede is groot dankbaarheid om sonder sonde gesien te word. Dis wonderhoog. So geliefde gemeente, hoe kyk God vandag na jou? Hoe kyk hy vir jou? Hoe sien hy jou? Wat sien die Here wanneer hy my lewe ondersoek? Wanneer hy die boek van my lewe oopmaak? Wat sien hy? Paulus skryf in Filippense 3:9 oor sy lewensbegeerte, begeerte van sy lewe. Hy sê om in Christus gevind te word. Die Griekse woord wys na 'n finale ondersoek voor 'n regter. Met ander woorde, as die regter na my kyk, dan is die begeerte dat hy my in Christus vind, in Christus sien. Paulus stel homself voor in die hofsaal van die ewigheid. Die boeke word oopgemaak, die lig van God se heiligheid skyn op sy lewe. Alles word oopgemaak, oopgevlek. En die regter begin soek na geregtigheid. Broeder en suster, as jy vandag in daardie hofsaal moet staan, wat gaan die regter in jou lewe vind? Gaan hy jou goeie bedoelings daar kry? Gaan hy jou daaglikse sonde, stryd teen die sonde daar kry? Ons bely die ontstellende werklikheid. As ons na onsself kyk, kla ons gewete ons aan dat ons teen al die gebooie van God swaar gesondig het. Ons weet dit, ons kan nie daar verby nie. Maar dis nie al nie. Ons bely die wonderlike ruil waarvan ons verlede Sondag ook gehoor het. Christus se gehoorsaamheid reken hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het. Ons sit met hierdie dubbele werklikheid, broeder en suster. En gewete kla my aan, maar daar is in Christus iets op my rekening geskryf. God geskrewe.
Kom ons kyk vanmôre daarna, ons kyk na 3 sake. Ons kyk na die volkome uitwissing. Ten tweede die vreemde gehoorsaamheid. En ten derde die vredevolle rus. Die volkome uitwissing, die vreemde gehoorsaamheid en die vredevolle rus. Uitwissing, gehoorsaamheid, rus. Volkome uitgewis, vreemde gehoorsaamheid en 'n vredevolle rus. Eerste die volkome uitwissing. Geliefdes, die eerste wat ons bely oor hoe God na die gelowige kyk is God reken Christus se verdienste my toe asof ek nooit sonde gehaat of gedoen het nie. Hy reken my dit toe asof ek nooit sonde gehaat of gedoen het nie. Die onderskeid tussen hierdie 2 dinge wat ons gewete daagliks aankla. Die sonde gehaat. Dit is ons erfsonde. Dit is daardie ingebore verdorwenheid waarmee ons gebore is. Dit is die dryfveer in ons van die vlees wat maak dat ons dikwels slegte dinge wil doen en ook doen. Selfs wanneer ons die goeie wil doen. Is dit die sonde wat ons geërf het? Die sonde gedoen, dit is ons daaglikse sondes. Wat spruit uit hierdie sonde wat ons geërf het? Daardie harde woorde, daardie selfsugtige gedagtes, daardie ongehoorsaamheid, van hierdie afgelope week. Nou geliefdes, Paulus sê in vers 9 dat hy niks van sy eie geregtigheid wil hê nie. Hy wil niks hê van sy eie godsdienstige status en sy eie pogings daartoe nie. Hy noem dit vullis. Hy noem dit drek. Hondemis. Hoekom nie? Omdat Paulus besef dat selfs sy beste dade nog besmet is met die sonde wat hy het en die sonde wat hy doen. Hy wil nie hê die Here moet sy lewe sien, reken volgens sy geregtigheid. Sy pogings om die wet te onderhou nie. Nee. Christus. Sy beste werke is besmet soos 'n wegwerplike kleed. Beste dade nog besmet met die sonde wat hy het en die sonde wat hy doen, soos vers 8 sê. Maar wat gebeur dan in die regverdiging? As Christus se werk, se gehoorsaamheid vir hom toegereken word. God tree op as die absolute regter, maar hy tree ook op as die boekhouer van die ewigheid. Hy is die regter, maar hy is ook die boekhouer. En om te reken, broeder en suster, ons ken dit, is 'n boekhouterm. Dit beteken om skuld te kanselleer en 'n nuwe balans te boekstaaf. 'n Nuwe inskrywing. Daar word bygereken en dit gee 'n nuwe saldo. Op grond van Christus se lyding en die bloed wat aan die kruis gevloei het, vee God die skuld in die groot boek so uit dat daar geen rekord meer van is nie. Dat daar nie meer 'n rekord daarvan bestaan nie. Dit is die krag van die woord asof. Asof ek nog nooit sonde gehaat of gedoen het nie. Geliefdes, ons
Ons dink so nederigheid is om aan dit vas te klou. Terwyl die Here wil hê ons moet daai sonde los. Want hy het daarmee afgereken. Dit beteken die skuld is finaal deur jou borg betaal, dat die regter na jou kyk en verklaar en sê, in my oë is dit letterlik asof hierdie mens nog nooit sonde gehad of gedoen het nie. In my oë is dit so. Jou verlede is skoon, die vlekke is weg, jy staan voor God onskuldig. Onskuldig. Geliefdes, dit is so ongelooflik, dat ons kan dit nie uit onsself uit glo nie. Geloof is 'n gawe van God self ook. Maar geliefdes, daar's nog meer. Die evangelie is groter as 'n skoongeveegde rekord. En dit bring ons by die tweede saak, die vreemde gehoorsaamheid. Die evangelie is nie net, daar's nou 'n nul saldo op my bankstaat. As God net jou sondes vergewe, is jy soos 'n gevangene wat nou uit die tronk uit vrygelaat is, vrygespreek is, maar jy is nog steeds op straat, jy het nog steeds niks nie. Jy's wel nie meer in die skuld nie, maar jy het nog geen status of reg om in die koning se paleis in te stap nie. Om die hemel te beerf, is geen skuld, broeder en suster, nie genoeg nie. Is nie genoeg nie. Jy het 'n volmaakte lewe nodig. 'n Volmaakte lewe. En hier kom dan die tweede faset van die wonderlike ruil na vore. God kyk na jou asof jy self al die gehoorsaamheid volbring het. Die sonde is nie net weg nie. Dis nie net betaal nie. Hy kyk na jou asof jou hele lewe volkome gehoorsaamheid aan hom was. Paulus sê in vers 9, hy soek die geregtigheid wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is. Calvin noem dit die vreemde geregtigheid. Ons kan sê die vreemde gehoorsaamheid. Hy sê dit, want dis 'n geregtigheid wat buite jouself vir ons gemaak is. Dis nie iets wat ek reg gekry het nie. Dis buite my deur Christus gedoen, maar geliefdes, dis deur 'n ware geloof, as ek Christus se gehoorsaamheid omhel vir my in my plek, dat dit myne is. Asof ek self al die gehoorsaamheid volbring is. Dit is die 33 jaar van Jesus se volmaakte gehoorsaamheid op aarde. Word jou toegereken. Jesus het die wet volmaak gehou, hy het die Vader volmaak liefgehad, hy het volmaak gebid, en hy het nooit een oomblik gefaal nie. Joune, deur 'n ware geloof in hom, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het. Broeder en suster, wanneer jy deur die geloof Sondag 7 in Christus ingelyf word, deel van sy liggaam word, neem God hierdie kleed van Jesus se gehoorsaamheid en hy trek dit jou aan. Sit dit oor jou. Hy is ons borg. Iemand wat wettiglik in jou plek staan
en die verpligtinge namens jou nakom. So as die regter na jou kyk, sien hy nie jou flou en gebrekkige gehoorsaamheid raak nie. Hy sien nie jou wankele skrede raak nie. Hy sien die volmaakte gehoorsaamheid van jou borg. Nie vir die een wat vir jou ingestaan het. God kyk na jou en hy sê, ek reken dit toe asof jy self daardie 33 jaar van volmaakte liefde teenoor my geleef het. Broeder en suster, is wonderlik. Jy kry dieselfde status voor die Vader as wat ons Here Jesus Christus self het. Dis evangelie. Dit wil jou hart laat opspring in vreugde. Dit wil jou laat maak om niemand anders as die Here te wil dien nie. Hy sien my aan, sonder my sonde, volmaak gehoorsaam in Christus. Geliefdes, hierdie woorde is nie net dogmatiese woorde vir die verstand nie. Nee, dis nie net daai ding wat ons sê, maar ek weet dit nie. Broeder en suster, om dit te weet, om daaraan vas te hou, dit is medisyne vir almal se siel wat vermoeid en belas is deur die sonde. Dit is die derde saak, dit bring ons by die vredevolle rus. Nee, die Satan val ons gewete daagliks aan. Hy kla ons by mekaar aan, hy kla ons by onsself aan, hy fluister in jou oor, kyk hoe onheilig is hy, kyk hoe onheilig is jy, kyk hoe koud is jou gebede, kyk hoe min het jy hierdie week vir die Here geleef, dink jy regtig jy's 'n Christen? Ons ken dit, broeder en suster. En hoe antwoord ons hom? Wat het ons? As ons probeer om te antwoord met ons eie prestasies, dan is die stryd verlore. As ek sê, maar ek probeer daarom my beste, probeer hard, maak jou moedeloos, want ons eie geregtigheid bly onvolmaak. In onsself is ons nie goed genoeg nie. Ons antwoord, broeder en suster, is in die laaste woorde van antwoord 60, wat Christus vir my volbring het. Wat Christus vir my volbring het. Die anker van jou status lê buite jouself in die werklikheid van jou borg. So wat antwoord ons die Satan? Ons sê, ja, ek is so, maar Christus het dit vir my volbring. Die volkome betaling, die volkome gehoorsaamheid is vir my volbring. Dis myne. Asof ek self gehoorsaam was, asof ek self betaal het. Gaan neem dit maar met die Here op. Neem dit maar met Christus op, want hy is my borg. Hy het ingestaan, hy het betaal. Geliefdes, ons gryp, ons omhels Christus daarvoor. Maar geloof is 'n leë hand van die bedelaar wat hierdie groot geskenk in Christus aangryp en vashou. Die oomblik as jy bely, ek het niks, my hand is leeg, maar Christus het alles, en ek gryp hom, en ek het hom in hand, broeders,
dan word sy geregtigheid joune. Dan is dit joune. Waarmee staan ek dan voor die Here? Wat het ek hier in my hande? Christus in my hande. Sy betaling, sy gehoorsaamheid. Dit is die diep, onwankelbare rus vir u en my siele. Dit beteken dat die dae wanneer jy geestelik swak voel, en ons voel dit nie jou status voor God kan laat wankel nie. Jou status voor God, broeder en suster, is in Christus seker. Hy het dit volbring. Ja, jou toestand op aarde is nog vol sonde en word daagliks deur die Heilige Gees skoongemaak. Maar jou status in die hemelse hofsaal staan vas. Jou status is vas. Jou toestand hier is besig om hoe langer hoe meer te verander. God verander nie sy besluit oor jou nie. Jou status bly dieselfde, want hy kyk nie na jou in jouself nie. Hy kyk nie na jou oor hoe jy in jouself is nie. As hy jou vind, dan vind hy jou in Christus. Dis hoekom Paulus sê, vind my in Christus. En dit verander jou hele verhouding met God. Jy gaan nie meer na God toe soos 'n slaaf wat bang is, hy slaan jou met die sweep nie. Gee jou vrymoedigheid om na God toe te hardloop as 'n liefdevolle Vader. Geliefdes, as die verlore seun terugkom, was sy status vir geen oomblik in twyfel nie. Die Vader het vir geen oomblik gesê, dis nie my seun nie. So vuil soos 'n vark, maar dis sy seun. Dadelik beklee in Christus. Jy staan voor hom beklee met die klere van sy eie geliefde seun. Sy eie geweefde kleed. Die kleed wat hy ken, die kleed in sy bloed. En jy's vir hom aanneemlik. Jy's vir hom kosbaar. Of soos 'n broeder mooi in die week gesê het, ek is vir die Here mooi. Nie oor wie jy is nie, maar oor wie jou borg is, oor wie die een is wat vir jou betaal het, die een wat vir jou ingetree het. So broeder en suster, laat ons ophou om ons eie geregtigheid vir God te probeer ophou. Die Bybel leer dit nie, ons bely dit nie. Dat ons ophou om dit te probeer ophou. As iets waaraan die Here ons moet sien. Asof ons om daarmee tevrede kan hou. Laat ons soos Paulus al ons eie prestasies as niks seggend beskou, sodat ons slegs in Christus gevind kan word. Slegs in hom. So broeder en suster, onthou, elke dag wanneer jou gewete jou aankla, en hy doen dit, jou skuldrekening is in Christus 0. Asof jy nooit sonde gehad of gedoen het nie. Jou geregtigheidsrekening is oneindig ryk, asof jy self al Christus se gehoorsaamheid volbring het. Die bankbalans is nie net 0 nie. Nee, jy is oneindig ryk.
oneindig vol. Dit is die genade waarin ons staan. Niks sal ons in Christus ontbreek nie. Dit is die ruiling wat Christus vir ons gemaak het. Hy in ons plek, en syne myne, en dit staan vir ewig vas. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is, dankie Here dat ons voor hierdie ontsaglike evangelie kan staan. Dat ons nie in ons eie gehoorsaamheid hoef te probeer staan voor U nie, maar in die gehoorsaamheid van ons Here Jesus Christus. Dat daar by ons geen betaling moontlik is nie, maar ons staan in die betaling van ons Here Jesus Christus. In ons hande is Jesus. Dit is hoe ons voor U staan. Nie ons eie geregtigheid nie, maar syne. En so nader ons ook na die tafel, om nie deel te hê aan ons eie maaltye nie, maar die maaltyd van ons Here Jesus Christus. In die huis van die Here sal ons bly, in lengte van dae. O Vader, laat hierdie wete hoe U ons sien, in Christus soveel meer vrymoedigheid gee, laat dit die haat wat ons teenoor mekaar het bedaar, laat dit die liefde wat U aan ons bewys het in ons laat opvlam. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, voordat ons voortgaan met die viering van die Heilige Nagmaal, wil ons net graag aan broeder Steven vermaak losmaking gee as ouderling. Hy is nie vanmôre hier nie. Hy ontvang in sy afwesigheid daarmee losmaking as ouderling. Geliefdes, vir die viering van die Heilige Nagmaal hou ek aan u voor die formulier wat ons daarvoor het. Die verkorte formulier. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. En nou verstaan ons hoekom dit so belangrik is in ons Here Jesus Christus. Luister na die instellingswoorde van die Heilige Nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag wat hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis." Net so ook die beker na die ete met die woorde: "Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink." Die beproewing of die beproefdheid van jouself
word nou beskryf in hierdie selfondersoek. So jy moet jouself ondersoek, ons kom sit nie net aan die tafel nie. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik, tot Jesus se gedagtenis. Die selfondersoek. Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe lank dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, aan towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, mynediges, ongehoorsaames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie, inteendeel. Ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Is daar die vreemde gehoorsaamheid. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Daar hoor ons die aanneming en die waardig maak, die betaling en die gehoorsaamheid van Christus. Nou geliefdes, die gedagtenis, ons moet dit ook in sy gedagtenis ontvang. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het as sondelose lam, die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange godsverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Nou geliefdes, wanneer ons so op die manier aan hom dink, om 'n gedagtenis bring, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort.
En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes, en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Laat ons nou eers voor God verootmoedig en hom gelowig om sy genade aanroep. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van u Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan die Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige Vader is en ons u kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Liefdes, ons sing nou saam Psalm 23 en ons sing die derde vers. U bring, nie ek bring nie. U bring vir my die tafel in gereedheid. En my hoof druip olie en my beker vloei van wyn. Alles wat daar is van die Here. Ons bring dit nie, hy bring dit. 'n Bron van goedheid. Hy is dit. Stroom vir my gedurig. Dit is vir my gees 'n vreugde. Vir my vyande is dit 'n pyn. Dit kroon my lewe met u welbehaag en in die huis daar bly ek al my dae. Vers 3, Psalm 23.